Ons gaan vandag kyk na voorbeelde waar ons 'n skets moet maak om die vraag te antwoord. Jy sal sien in voorbeeld 1, sin van 40 is gelyk aan K, bepaal die waarde van die volgende in terme van K. Nou, omdat ek van sin van 40 het en 40 is 'n skerphoek, kan ek dit heel maklik op die kartesiese vlak gaan teken met hierdie hoek 40 grade. En ek weet dis in die eerste kwadrant, ek weet ek kan 'n driehoekie trek soos daardie. En as hierdie hoekie 40 is, dan weet ek dat daardie een gaan 50 grade wees. Goed, kom ons kyk na die vrae wat hulle vir my vra. Vir nommer A wil hulle hê sin van 140 grade. Nou vir sin van 140 grade gaan ek maar my K-stroel gebruik en ek weet dat as iets in die tweede kwadrant is, soos wat 140 is tussen 90 en 180, moet ek dit gaan skryf as sin van 180 grade minus iets en daardie iets gaan 40 wees. Dan in die tweede kwadrant is sin positief, so dit gaan net sin van 40 grade wees, wat ons weet gelyk is aan K. Onthou as hulle vir ons sê om iets te skryf in terme van K, beteken dit jou antwoord moet 'n uitdrukking wees met 'n K in. Goed, nommer B. Sin van minus 320 grade. Nou wat ons doen met negatiewe hoeke, is dat ons altyd 360 grade bytel. So daar is my 360 wat ek bytel. En dan is 360 minus 320 net 40, so die antwoord is ook net K, want hulle het vir my gegee, sin van 40 is gelyk aan K. Goed, dan wil ek weet van kos van 40. Nou kom ons kyk 'n bietjie mooi na die driehoekie wat ons hier geteken het. Kom ek teken net gou dit weer hier en ek maak hom 'n bietjie groter dat ons kan werk. Ons het daar 'n 90 grade hoek, ons het hier 'n 40 grade hoek en daar 'n 50 grade hoek. Nou as hulle vir my sê dat sin van 40 grade gelyk is aan K, dan moet ek onthou, sin is die teenoorstaande op die skuins. En as ek hierdie K as 'n breek gaan skryf, dan gaan my teenoorstaande sy K wees en my skuins sy 1. En dan kan ek hierdie sy, die aangrensende sy, maklik uitwerk. Kom ons noem hom sommer A. Dan kan ek sê dat A kwadraat plus K kwadraat is gelyk aan 1 kwadraat, want dit is altyd die skuin sy kwadraat aan een kant. So A kwadraat is gelyk aan 1 minus K kwadraat, en as ek dan die vierkantswortel vat, kry ek 1 minus K kwadraat. En dit is baie belangrik om daarop te let dat hierdie nie verder kan gaan nie. Mense is geneig om te dink, jy kan die vierkantswortel van 1 trek en die vierkantswortel van K kwadraat trek, maar dit is nie hoe dit werk nie. Hierdie sy se lengte is die vierkantswortel van 1 minus K kwadraat. Onthou, vierkantswortel is maar eintlik 'n eksponent, dis tot die mag 1/2, en al jou eksponentwette werk net as jy vermenigvuldiging het, nie vir optel en aftrek hier nie. So, daar het ons nou die grootte van hierdie sy ook in terme van K. Nou kan ons vir kos van 40 grade gaan uitwerk.
En ek gaan nou hierdie driehoekie gebruik wat ek hier het. Daar's 40 grade. Cos is cosas, soos die aangrensend, wat vierkantswortel van 1 minus k kwadraat is, op 1 wat ek eintlik nie eers hoef te skryf nie, want ek weet, dit bly maar net die vierkantswortel van 1 minus k kwadraat. Goed, nommer D, vra hulle vir ons tan van 50 grade. Nou, ek gaan 'n bietjie hier uitvee. Tan van 50 grade, nou hier het ons 50 grade. Tan is teenoorstaande, so dit is 1 minus k kwadraat se vierkantswortel gedeel deur die aangrensend, wat k is. Reg, kom ons gaan vir voorbeeld 2. In die diagram hieronder is P x eie punt in die derde kwadrant. So jy kan sien, hier het ons 'n punt P met koördinate x en y. Dit is in die derde kwadrant. Nou, dis belangrik dat dit in die derde kwadrant is, want daar weet jy dat my x-koördinaat, as ek hier reguit na die x-as toe gaan 'n negatiewe getal wees, en ook my y-koördinaat, as ek reguit na die y-as toe gaan 'n negatiewe getal wees. Dan sê hulle verder vir my dat hoek ROP, daardie hoek beta wat hulle daar aangedui is. En hulle sê vir my dat 17 cos van beta plus 15 gelyk is aan 0. Nou, onthou dat hulle met hierdie vergelyking altyd vir my 2 dinge sê. As ek kyk na my skets hier, het ek 'n x en 'n y en 'n r, en 2 van daardie 3 is hier gegee. Ons moet net kyk hoe lyk dit. As ek die 15 ander kant toe vat, dan kry ek minus 15, en dan kry ek cos van beta is minus 15 gedeel deur 17. Nou onthou, ons trek ons driehoekie na die x-as toe. Altyd na die x-as toe. Want hierdie hoek, die groot hoek beta, kan 180 plus hierdie bietjie wees. Goed, so vir hierdie bietjie. Cos is aangrensend op skuins. Die skuinsy is R. Hier, daar is die skuinsy, dit is R. En R is 'n afstand, so dit is altyd positief. En cos is x op R of aangrensend. Onthou jy, hierdie sytjie gaan x wees, maar mens moet onthou dit gaan 'n negatiewe waarde wees en daardie sytjie se lengte gaan y wees, maar ook dit gaan 'n negatiewe waarde wees omdat ek in die derde kwadrant is. So wat ek weet is dat ek hier moet werk met aangrensend, met ander woorde daar by my x, hy gaan 15 eenhede lank wees en die getalletjie hier op die x-as gaan minus 15 wees. So ek weet eintlik dat x gelyk is aan minus 15. En nou moet ek nog vir y uitwerk, en dit kan ek doen met Pythagoras. Ek kan sê y kwadraat, ek hou daarvan om liewers die skuinsy alleen te hê, so x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat. X is minus 15 wat ek moet kwadreer, plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. So minus maal 'n minus is 'n plus, en 15 kwadraat is 225. En 17 kwadraat is 289. So y kwadraat is gelyk aan 289 minus 225,
en dit gee vir my 64. En nou moet 'n mens baie versigtig wees. Y moet 'n negatiewe waarde hê. So y gaan minus die vierkantswortel van 64 wees, wat 8 is. So daar het ons om y is gelyk aan minus 8. As ek dan nou net teruggaan na my driehoekie hier, daar by y het ek minus 8 en by x het ek minus 15. Kom ons kyk na vraag B. Ek skryf dit ook maar net hier neer. Y is gelyk aan minus 8, sodat ons dit sien. R is gelyk aan 17. Sin van 180 grade minus beta. Nou hierdie identiteit wat sê dat dit sin van beta is waar vir alle hoeke. So selfs al weet ek B is nou hierdie groot hoek, kan ek nog steeds na my k-streel kyk en ek kan sê as ek skryf as 180 minus iets, dan moet ek na die tweede kwadrant toe kyk waar sin positief is. Nou dit is net sin van beta. En hoe werk sin? Dit is teenoorstaande en hier het ek minus 8 op die skuinsy. So dit is minus 8 op 17. En dan vir nommer C, gaan ek maar net plek maak gou. Nommer C is cos van minus beta plus sin van 90 grade plus beta. So cos van minus beta. Vir veiligheidshalwe kom ons stel 360 grade by en sodra ek iets kan skryf as 360 minus beta, kyk ek na die vierde kwadrant. Cos is daar positief, so dit gaan net cos beta wees. Hier moet ek onmiddellik sien dat ek 'n 90 grade het. So my sin gaan verander na cos en dan van beta. En as ek kyk na my tekens, 90 plus iets sal 90 plus iets, tweede kwadrant, sin is positief, so dit bly plus cos beta. Ook hier, ek kan maar kyk wat gebeur waar ek my verhouding skryf as 360 minus 'n hoek. Dit gaan net cos van beta wees. So wat ek eintlik hier het, kom ons maak hom 'n bietjie beter, cos van beta en nog 'n slag cos van beta is 2 maal, en wat is die cos van beta? Cos is aangrensend wat x is, so dit is minus 15 op die skuinsy. Ag, en dit is minus 30 op 17. Goed, ek wil net gou praat oor jou reduksie. Wanneer jy 360 of 180 het, dan bly sin en cos bly cos en tan bly tan. Maar sodra jy 90 plus of min het, dan gaan jy na die kofunksie toe.